Mense, dis 'n pragtige maandagoggend hier in die Kammiesberge in die hartjie van Namakwaland. Goeiemôre van my kant, Frik Weideman, en welkom by my bakkie boodskap. Ek wens jy kon saam met my gery het. Ek is op pad plaas toe. Ek het werk om te gaan afhandel. En dit kom sommer net by my op terwyl ek op die bergpas is. Wat het ek en jy in 2025 bereik? En die woord kom by my op in die boek van Haggai hoofstuk 1, waar die woord sê, julle het baie gesaai, maar julle het min ingekry. Kom ek stop gou so. Onthou jy wat in hierdie jaar gebeur het? En die woord sê, gee ag op wat met jou gebeur het. Onthou jy hoe jy soms vroeg opgestaan? Jy het gesweet, jy het geswoeg, om nou teen die einde van die jaar te wys wat jy bereik het. So wat het jy bereik? As jy vandag jou inset kostes of jou insette teenoor jou uitsette kan opweeg, wat gaan die swaarste weeg? Wat het jy oor van 2025? Wat het jy weggesit? Wat se legacy het jy gaan skep vir 2025? En die woord sê, hy sê, julle het baie gesaai, maar julle het min ingekry. Abba, hoe lyk my insette teenoor my uitsette? Onthou jy het jy gebid? Soms gehuil, soms is jy opstaan om werk toe te gaan, of jou besigheid. Was jy mismoedig vanweë omstandighede, dalk miskien huishoudelike omstandighede, dalk miskien finansies, of dalk 'n siekte, ek weet nie. Wat kan jy vandag wys? Frik, ek het hard gewerk. Ek het hard gewerk in 2025. Maar vandag, aan die einde van November, basies die einde van 2025, kan ek bykans niks wys nie. Dit was soos 'n stikkende beersie wat jy bo ingooi, val weer onderuit. Geld loop maar soos water nie, is dit nie so nie. Vandag het jy, môre het jy niks nie. Hoekom? Abba, hoekom? My kind, is omdat elkeen gehardloop het vir sy eie huis. Elkeen wil sy eie ding doen. Is omdat hierdie wêreld, en my mense in hierdie wêreld, het liefhebbers geraak vir geld, grootpraters, ondankbaar, het nie met dankbare harte oor 'n nuwe dag wat ek vir hulle gegee het nie, ondankbaar vanweë die feit dat hulle 'n ligskakelaar aansit en daar's elektrisiteit, 'n kraan oopmaak en daar's water, ondankbaar, ek moet in 'n kar klim en hy moet maar net ry, ondankbaar want ons het die lewe, maar ons waardeer dit nie, ondankbaar, net jy sal nou sê. Gee ag op wat jy ervaar het. Geen liefde. Altyd strydlustig. Meer liefhebbers van genot as die teenwoordigheid van die lewende God. Wat kan jy vandag wys na hierdie jaar 2025? So my gebed vandag vir jou wat saam met my ry, is dat ek en jy 2026. Nou ons kalender begin eintlik oor die periode van Pesach, maar terwille van hierdie gesprek 2026, dat ons 'n ander lewe sal lei. En nou kom die woord in die boek van Haggai hoofstuk 8, en hy sê, kom klim op die berg. Klim op die berg. Hier's berge hier rondom my. Vat vir jou houtsaam en gaan bou my huis. Gaan bou my tempel. Hierdie is ons tabernakel. Hierdie is Vader se tabernakel. Ek en jy behoort nie aan onsself nie. Gaan bou. Gaan bou my tabernakel. Hou op om vir jou eie goed te hardloop. Hou op om die hele tyd te gaan oor die uiterlike. Spandeer so 'n bietjie tyd aan die innerlike. Gee ag op wat jy ervaar het vir 2025. Wat kan jy wys? Wat kan jy wys? Kom ons gaan bou aan die binnekant. Gaan kyk hoe lyk jou hart. Gaan kyk hoe lyk jou gesindheid. Gaan hoor bietjie hoe praat jy. Hoe reageer jy? Gaan doen 'n bietjie dit. Hoe lyk jou karakter? Is ons karakter in lyn met Vader se karakter? Weet jy hoekom lees jy die woord? Weet jy hoekom bid jy? Weet jy hoekom gaan jy na 'n klein groepie in die geval van Menorah Tabernakel, of weet jy hoekom gaan jy na 'n gemeente toe? Dis om in lyn te kom met Vader se karakter. Wat het jy bereik in terme van dit vir 2025? Jy het opgestaan, jy
na sy huis toe gegaan, jy het gebid, jy het jou hande opgehef, jy het die woord gelees, in die aand sit jy met die woord en jy bid en jy lees sy woord, of sal, miskien vroeg in die oggende, ek weet nie, hoe lyk jou tyd nie, maar is jou hart in lyn met Vader se karakter? Gee ag op wat jy ervaar het. Die oomblik wanneer jy in lyn kom met Vader se karakter, inteendeel, dit is die resultaat van Bybellees, en om te bid, en om in te skakel by 'n groepie. Dis om in lyn te kom met sy karakter, en die oomblik wanneer jy in lyn is met sy karakter, dan het jy posisie. En daai posisie gee jou die mandaat. En dit bring autoriteit. En nou kan jy vir die duiwel sê, in die naam van Meester Yeshua, uit my huis uit my huwelik uit my finansies uit. Wat kan jy wys in terme van jou tabernakel? Wat kan jy wys as 'n legacy wat jy in 2025 gekweek het in terme van Vader se karakter, wat ek en jy moet uitleef? Wat kan ons wys? Mense, sy karakter moet uit my en jou uitstraal elke dag. Onthou net, hy is die pottebakker. Ek en jy is die klein. Nie andersom nie. Dis hoekom ons afhanklik is van hom. En terwyl ek plaas toe ry en met jou gesels, en ja, en dankie dat jy saam met my gesels. Wil ek jou op hierdie pragtige maandagoggend seën, dat jy volgende jaar hierdie tyd, wanneer jy jou insette gaan opweeg teenoor jou uitsette, dat jou insette meer sal wees as jou uitsette. Want Vader sê, as jy op die berg klim en jy gaan bou my huis, sal my heerlikheid daarin wees. En dis vandag my gebed by jou, vir jou. Dankie dat jy ingeskakel was by my bakkie boodskap, my bewegende bakkie boodskap vandag. En mag die guns en die goedheid van Skepper God, van hemel en aarde, met jou wees. Tot die volgende keer, bakkie boodskap, Frik Beideman, Shalom.